goedheid, die guns, barmhartigheid, die liefde, alles wat U vir ons doen, elke dag, Here, ons sien dit raak, ons stel ons seëninge, net om 'n bord kos te hê op die tafel, 'n dak oor ons kop, gesond, liefde in ons huis. Wil ons U dankie daarvoor sê, Here, want U is die wat vir ons sorg en agter ons kyk. Dankie ook dat ons almal gesond is en gespaar is. Dankie dat ons elke dag kan opkyk na U toe, Here. U is daar om ons te ontvang, U is daar om 'n pad saam met ons te loop. En ons wil U naam groot maak en aanbid daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen en amen. Amen. Matteus 15 21 tot 28. Matteus 15 21 tot 28. Wonderwerke in Jesus se hand. Ja. Wonderwerke in Jesus se hand. Baie interessante gedeelte ons is daar gaan lees. Was Jesus betrokke in 'n debat met die Fariseërs en skrifgeleerdes, soos maar altyd, was altyd mos daar waar Jesus beweeg het, was hulle teenwoordig. Dit was in Jerusalem en hy besluit om na Tyrus en Sidon te gaan. Hy het uitgereik na die Joodse nasie, God se mense, en Jesus se boodskap aan hulle was dat die koninkryk van God het naby julle gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Dus soveel mense het hom gevolg, en ons kan dit sien in al die evangelies, soveel mense het hom altyd deur gevolg, en soveel mense het nood gehad, en hier kruis sy pad met 'n Kananeese vrou. Sy was nie 'n Jood nie, die deel van die skape van Israel nie, moontlik van Griekse afkoms en 'n heiden, maar sy was 'n moeder, sy was 'n mamma. En die soentjies op die seerplek van haar dogter het nie meer gehelp nie. Niks wat sy gedoen het verligting gebring, kon haar kind nie genees nie, kon haar kind nie vertroos nie. Sy het geweet, sy kan nie die ding veg nie, sy het Jesus nodig gehad. Jesus van die Jode. Daar was so baie dinge wat teen haar getel het. Sy was 'n heiden in die eerste plek. Tweede plek, haar voorouers was afgodaanbidders en het God heeltemal verwerp. Derdens, sy het nie geweet of Jesus na haar sou luister of enigiets sou help nie, enigsins sou help nie. Vierdens, sy moes by die disippels verbykom om naby Jesus te kom. Vyfdens, glo ek ook dat die ou duiwel het haar aangekla en gesê, sy mos haar tyd. Ja. En dit klink baie bekend, juis wanneer ons die Here wil vertrou, en ons toevlug na die Here toe neem, is die duiwel altyd daar of ons sê, dit gaan nie help nie. Gaan nie na ons luister nie, daar's geen uitkoms vir jou nie. Dis wat jy gedoen het, en dis die sonde teen jou, en hy gebruik al sy verskillende wapens en taktiek om jou weg te kry, en weg te hou van Jesus af. En hy weet, as jy by Jesus uitkom, is daar vir jou uitkoms. Dat die Bybel sê, is interessant, hy sê dat die vroukie het aanhoudend hardop uitgeroep na Jesus, en dit was van so aard dat het die disippels geïrriteer het. Sy moes so 'n bietjie van die Joodse geskiedenis ook geken het, want sy roep en sê, wees my barmhartig en wees my genadig, Here of Sir of Master, die Engelse vertaling, seun van Dawid. Messiaanse titel uit 2 Samuel 2. Dis my dogter, sy's nie wel nie, sy's erg van die duiwel besete. Daar sal altyd oppositie wees. Wanneer jy desperaat is vir 'n wonderwerk, dis die taktiek wat die duiwel gebruik. Absoluut. Want hoor wat sê sy disippels. Sy disippels sê vir Jesus, stuur haar weg, want sy pla ons. Moet nie na luister nie, sy is maar net een van daai heidense vroukies wat wil kom pla en inmeng, stuur haar weg. En dis wat die duiwel baie keer kom probeer, en ek het in die begin gesê, om jy weg te hou van Jesus af, want jy weet, die Here is daar om vir ons uitkomste te gee,
om vir ons 'n pad te maak, en ons gebed te beantwoord, ons liggame aan te raak, bande oor ons lewe te breek. Jesus draai na sy disippels en sê vir hulle, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. So hard het hy dit gesê, of so duidelik gestel, dat die vroutjie dit gehoor het. Wat doen jy wanneer dokter sê, jammer, ons kan niks meer doen vir jou nie, of iemand sê, ek stel nie belang nie. Maar Jesus sê, ek het 'n opdrag om uit te voer, jammer, en jy's nie deel van die plan nie. Dis hard. Daai vrou kon omgedraai het. Sy kon gesê, dit is nie my dag vandag nie, sy kon omgedraai het, en sy sou haar kind verloor het. Maar sy was so desperaat vir 'n wonderwerk, dat sy vasgehou het, en dit is waar ons baie keer misvat. Wanneer oppositie kom, en die storms raak te veel, of die winde waai te hard en te kwaai, dan wil ons handdoek ingooi, en is juist daar wat, wanneer jy dit doen, dat jy jou wonderwerk verloor, want jou wonderwerk is miskien net 'n ou treetjie weg van jou af. En dis hoekom ons moet vashou, en staan op die woord van die Here, en die Here glo dat dit wat sy woord sê is ja en amen. Miskien het sy gesê, Jesus, u verstaan nie. Niemand kan my help nie. En my dogter gaan sterf. Want sy kom weer 'n laaste keer. En sy roep uit en sê net 3 woordjies. Here, help my. Lord, help me. Lord, please do help me. 3 woordjies wat sy sê. Here, help my. Luister wat Jesus sê. Hy sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir huishonde te gee. Dis wat hy vers beteken. Dis nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir huishonde te gee nie. Sy kry teenstand in die eerste plek van die disippels, tweede keer hoor sy wat Jesus sê, sy is die deel van die plan, die derde ene kom die Here en hy sê vir haar, jy's eintlik 'n huishondjie. Sy kon daar opgestaan het, omgedraai het en gesê het, Jesus, sê ek is 'n huishond. Maar sy weier om nie vir 'n antwoord te aanvaar. En luister, wat sê sy? Ek verstaan Jesus, al is ek 'n huishondjie. Ek is selfs bereid om onder die tafel te sit en te wag vir 'n krummel om af te val. Luister nou hier. Luister baie mooi. 1 krummel van die brood in die hand van Jesus is genoeg. 1 krummeltjie wat uit daardie van daai broodjie afval uit die hand van Jesus is genoeg vir jou wonderwerk. Wat soek jy vanaand? Wat wil jy graag van die Here hê? Wat is dit wat hy vir jou kan doen? Wat is dit wat jy soek van hom? En baie keer soek ons so groot dinge en ons wil hê dat die aarde moet skud en alles moet rondgeskit word en Here moet aan my verskyn en baie ander dinge. Maar weet jy, net daai ook 1 krummeltjie wat uit sy hand afval van daai brood is genoeg vir jou vir 'n wonderwerk. En dis al in hierdie tyd wat ons nou is. Mense wat desperaat is, mense wat moedeloos is, mense wat nie weet wat môre gaan oplewer nie, mense wat nie weet of hulle dit ooit deur die ding gemaak, gaan hulle nog 'n werk hê, gaan hulle nog 'n salaris hê, gaan daar nog en baie wonder of hulle by mekaar gaan bly, man en vrou, want is daar nie finansies is nie, kom maar druk, as daar druk is, dan spat alles uit mekaar uit. En ek het 'n boodskap vanaand, en dit is, dat 1 krummeltjie, net 1 krummel, wat van daai brood afval uit die hand van Jesus, is genoeg vir jou huisgesin, is genoeg vir jou liggaam om te genees, is genoeg vir jou finansiële deurbraak, is genoeg vir jou beskerming, is genoeg vir jou vir alles. Want elke
broodjie in die hande van Jesus. Yes, Lord. Kan hy breek en vermeerder. Dis waar. En alles uit die hande van Jesus, wat uit sy hand uitkom, gaan oor in 'n wonderwerk. Jesus Christus is die een wat die wonderwerk doen. Sy hande is wat die wonderwerk doen. Ja. En uit daardie hand uit een krummeltjie is genoeg om jou deur te dra en vir jou antwoord te gee, dit wat jy soek. Yes. Luister mooi, een krummel van die brood in die hand van Jesus is genoeg. Ja. Toe antwoord Jesus en sê, o vrou, groot is jou geloof. Pragtig. Dat dit wees soos jy wil hê. Pragtig. En die Bybel sê, en die dogter het gesond geword van daardie uur af. It will be done for you as you wish. Wat is jou begeertes? Wat is jou wens vanaand? Ja. Van die Here. Wat is jou wens vanaand van die Here? Ja. Wat wil jy hê van hom af? En vat dit vanaand en luister wat die Here vir jou sê. Yes. Een krummeltjie Dank. van die brood, wat van die brood afval uit die hand van Jesus, is genoeg vir jou wonderwerk. Ja. Mag die Here hierdie kort boodskap in die hart seën. Mag hy jou deurdra, versterk, Yes. die wonderwerk vir jou gee, vir jou deure oopmaak. Daar sal wees vir jou in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Vader, baie dankie vanaand, Here, vir die woord. Dat ons die waarheid sal ken en weet vanaand dat die waarheid ons vry sal maak. Here, u woord sê, dit is nie hulle wat die wedloop begin nie. Dit is hulle wat hom klaarmaak. Die pad wat agter ons lê, Here, is baie langer as die pad wat voor ons is. Yes. Ons wil vanaand vir u sê, Here, ons hoop, ons geloof, ons vertroue is in hierdie aand, nie op 'n mens nie. Here, ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ons weet, Here, as u met ons is, dan loop ek 'n bende storm, het Dawid Dankie, Here. gesê. As u met my is, Here, dan spring ek oor 'n muur. Dankie, Here. Ons weet in hierdie aand, Here, dat u en u alleen by magte is om Yes. ons deur hierdie ding te vat en ander kant uit te bring. Dankie, Here. Meer as oorwinnaars. Omdat groter en sterker is hy wie binne in ons woon dan hy wat in hierdie Dankie, wêreld Here. is. Here, ons weet in hierdie aand ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Ons weet in hierdie aand ons vyand loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na wie hy kan slag, steel en verwoes en verslind. Maar ons weet in hierdie aand hier dat u gekom het dat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Dankie, Here. Here, in hierdie tyd waarin ons is, wat alles donker lyk om ons. Here, wat ons in benoudheid is, wat baie vrae vra, wat baie wonder, waarheen môre, waarheen nou? Weet ons in hierdie aand hier, ons oë is op u gefestig. Dankie, Here. Weet ons in hierdie aand hier, u arm is nie te kort om uit te red nie. Weet ons in hierdie aand hier, u oor is nie te swaar om te hoor nie. Ja, Here. Weet ons in hierdie aand hier, Here, dat u ons kan voed, dat u ons staande kan hou, dat u ons kan bewaar, dat u ons in die holte van die hand kan hou. Here, maak nie saak hoeveel tantrums die duiwel gooi nie, maak nie saak hoeveel stof hy Yes, opskop Lord. nie. Ons weet vanaand, ons is u eiendom. Dankie, Here. Dier gekoop, skoon gewas, uitverkies. Dankie, Here. Here, vanaf voor die grondlegging van die wêreld. En ons gaan hier uitkom. Here, Dankie, Here. omdat u aan ons kant is. Dankie, Here. Ons Ons prys u wil vanaand daarvoor. vir u dankie sê, Here, vir vrymoedigheid dat ons kan bid. Dankie vanaand dat ons vrymoedigheid het om tot die troon van genade te kan nader. Yes, Lord. Dankie dat ons vanaand kan glo, Here, dat u is en dat u die beloner is Dankie, van hulle Here. wat u soek. Dankie, Here. Here, u het vir ons in hierdie aanduur gegee om te heers. Ons wil heers. Ons wil dan in hierdie aanduur, Here, saam staan as 'n Dankie. gesin, as 'n kerk, as 'n familie, as liggaam van Christus. En ons wil vra dat u hand in hierdie tyd oor ons sal hou. Here, dat u engele sal opdrag gee om by ons deurhek en vir ons vensterposte wag te hou met ontblote swaarde. Here, sodat wanneer hierdie vernietiging, Yes, hierdie Lord. kaalvreter, hierdie pes, Here, sy verskyning maak, dat hy hom vas sal loop in die engele. Dankie, Here. Here, ons nie deur krag of geweld vanaand nie, maar Ja, deur die Gees. dankie, Here. Daarom wil ons vra dat u vir ons kalm en rustig sal maak. Dankie, Here, Here. u wat weet wat môre vir ons inhou, Ja. dat ons oë nie op dit sal hou nie. U woord sê, Here, van dag tot dag. Dankie. En ons wil slegs elke
elke dag se mannetjies optel, net Ja, vir daardie dag. ja, Here. En ons weet dat U by magte is, Here, om vir ons te onderneem na Dankie, die rykdom van dankie, die genade. dankie. Ek wil bid dat U koninkryk sal kom, Here, in ons huise, in ons lewens, in ons gemeentes, in die liggaam, sodat U naam verheerlik kan Dankie, word. Here. Altyd. Hou ons trou, Here, is my gebed. Ja. Hou ons vas, Dankie, styf Here. vas aan die eensteurstoke sy. Dankie, En Here. ons vanaand sal weet, Here, ons is meer as oorwinnaars. Dankie. Omdat U ons daartoe in staat gestel het. Ons prys U Ons wil U daarvoor. naam loof en prys en dankie sê dat U God is. Dat ons vanaand op U kan vertrou. Dat ons op U arm mag leun. Dankie, Dat Here. ons vanaand deur die Gees kan sê, Abba Vader. Dankie dat ons U eiendom is. Here. Dankie, Here. En niks ons kan skei van U liefde nie. Ons Prys U prys U daarvoor. daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen.